Hartlik welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is weer eens ingeskakel op ons YouTube kanaal en dis vir ons 'n voorreg om jou by ons te hê. Ons gaan voort met ons reeks uit Timoteus en vandag is ons by deel 2. Ons tema is: wie is jou ma en wat is haar naam? Dis Moedersdag. Ek was op soek na 'n mooi video of 'n liedjie vir vandag se geleentheid. Toe Google ek, who's your mother? Ek het so 'n paar maande gelede 'n boek gelees oor die afgodediens in die stad Efese in die tyd van Paulus. Die titel was Nobody's Mother, Artemis of the Ephesians in Antiquity and the New Testament. Toe ek vir Google vra, who's your mother? Toe kry ek 'n vreeslike hartseer antwoord. As an AI, I don't have a mother, a family, or a biological background. Hoe hartseer, hoe eensaam, om nie 'n mamma te hê nie. En boonop, nie 'n familie nie. Wie dink jy is die persoon na wie daar die meeste geroep word in tye van oorlog? Dis mamma. In 'n boek wat ek hierdie vakansie gelees het, Ratels aan die Lomba, wat handel oor 'n klein stukkie van die grensoorlog en spesifiek oor die storie van Charlie Eskadron, het een van die manne wat ernstig gewond was in pyn uitgeroep na daardie verskriklike belangrike persoon, mamma. Ek lees op bladsy 179. Soos die 19-jarige Perman White daar op die draagbaar lê, in skok en pyn en in vrees vir sy lewe, doen hy wat ontelbare ander jong soldate in soortgelyke omstandighede al in tallose vorige oorloë gedoen het. Hy skreeu vir die persoon wat die lewe aan hom geskenk het, sy ma. Dit is dieselfde moeder wat gesterf het toe hy 'n seun van slegs 9 jaar oud was. Verlede week het ons vir my jongste die fliek Saving Private Ryan gewys, om haar so 'n bietjie van 'n idee te gee waaroor oorlog en spesifiek die Tweede Wêreldoorlog gaan. Toe een van die sterwende soldate uitroep na sy mamma, wou sy weet, hoekom roep hy sy ma? Ek het 'n idee gehad, maar om seker te maak ek praat nie nonsens nie, vra ek toe maar vir Google wat nie 'n ma het nie. En die gee toe vir my hierdie antwoord. Dying soldiers frequently call for their mothers in their final moments as a primal cry for comfort, safety, and unconditional love when facing extreme pain, fear, and death. This universal phenomenon represents a return to the first, most fundamental source of care, comfort, and nurturing in a person's life. Mamas, julle speel 'n baie belangrike rol in julle kinders se lewens. En met vandag se boodskap wil ek dit weer 'n bietjie onderstreep. Wie het daardie rol in jou lewe gespeel? Wie was jou bron van comfort, safety en unconditional love? Wie is dit wat aan jou care, comfort and nurturing gegee het? Wie is jou moeder? En wat is haar naam? Maar dan wil ek ook vir die moeders vra, watter soort versorging, veiligheid, vertroosting en onvoorwaardelike liefde ontvang jou kinders van jou? Ek is seker jy was en is die bron van jou kind se versorging. Maar is dit wat hulle van jou kry die regte tipe versorging? Het jy regtig vir jou kind gegee wat hy of sy die nodigste gehad het? Terwyl ons die volgende versie bestudeer, onthou hierdie vraag, sodat jy dit aan die einde van hierdie boodskap kan antwoord. Verlede Sondag het ons ontdek dat jy nie 'n sex change nodig het om te kan bedien in 'n lerende en leiersposisie in die kerk nie.
Dit help om 'n man te wees as jy 'n man wil bedien, en ek dink vroue vind makliker aanklank by vroue, omdat net vroue regtig kan verstaan. Vir ons mans is dit 'n onmoontlikheid. Maar soms is dit goed, en selfs nodig, vir mans om 'n boodskap te ontvang en lering te kry vanuit 'n vrou se leefwêreld. Dit maak soms vir ons perspektiewe oop, wat ons nie andersins sou kry nie. Die punt is, dit maak nie saak of jy 'n slaaf of vry, Jood of Griek, man of vrou, en dikwels selfs groot mens of kind is nie. Ons kan by enige een leer, en God kan enige een gebruik om iemand anders te leer. My en jou gesindheid behoort 'n openheid en 'n bereidheid te wees om lering van enige iemand te ontvang. Wanneer ons weer na hierdie openingswoorde of groetwoorde van Paulus kyk in Timoteus, dan sien ons iets vreemds raak. Nêrens in die groetwoord van Paulus se ander briewe gebruik hy die woord verlosser vir God nie. Wanneer hy dit gebruik, is dit Jesus Christus wat die verlosser is, nie God nie. En nêrens gebruik hy die term Christus ons hoop nie. Hier in die eerste brief van Paulus aan Timoteus het ons dus 'n baie unieke groetwoord wat anders is as al sy ander briewe. Dit is so duidelik anders, dat baie teoloë al geredeneer het, dat dit nie Paulus was wat hierdie brief geskryf het nie. Maar al die redenasies teen die outeurskap van Paulus is nie goed genoeg om op te staan teen al die bewyse wat daar is, dat hy wel die brief geskryf het nie. As ons nou die konteks en die doel van hierdie brief verstaan, dan is daar baie goeie redes waarom Paulus sy bewoording juis so kies. Hoekom is dit nodig dat hy vanuit die staanspoor God verlosser noem en Christus Jesus ons hoop noem? Dit sluit aan by vers 17, waar hy sy lof uitspreek teenoor God. 1 Timoteus 1 vers 17 lees, aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe, die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Hier noem hy God die koning. Hy noem hom ewig, onverganklik, onsienlik, en hy noem hom die enigste God. Hoekom is hierdie uitdrukkings relevant? Dis een van die dinge wat ons vandag sal ontdek. Maar voordat ons daarby kom, kom ons fokus net vir 'n oomblik op die persoon aan wie hy skryf. Hy skryf aan Timoteus. Wie was Timoteus? Paulus ontmoet vir Timoteus in Lystra, toe hy nog baie jonk was, so ongeveer 20 jaar oud. Timoteus was reeds 'n gelowige. Sy pa was 'n Griek, en ons hoor nie veel van hom nie. Hy was waarskynlik nie 'n gelowige nie. Sy ma was 'n Jood, maar sy was ook 'n gelowige. In Handelinge 16 vers 1 lees ons, Paulus het in Derbe gekom, daarna in Lystra. Daar was 'n gelowige met die naam Timoteus. Sy ma, ook 'n gelowige, was 'n Joodse vrou, en sy pa 'n Griek. Twee persone wat as gelowiges 'n groot rol in Timoteus se lewe gespeel het, was twee vroue. Sy ouma, Louise, en sy ma, Eunice. Ons kry hierdie getuienis in 2 Timoteus 1 vers 5. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was, en wat daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Paulus het vir Timoteus saamgeneem op sy tweede sendingreis, en hy vertrou Timoteus daarna met verskeie belangrike opdragte. Uit die pastorale briewe lei ons af dat Paulus uiteindelik vir Timoteus vra om in Efese agter te bly en daar die leiding in die gemeente te neem. Volgens kerklike tradisie was hy die eerste biskop van Efese. Kom ons lees nou die teks in 1 Timoteus 1 vers 1 en 2. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, in opdrag van God ons verlosser en van Christus Jesus ons hoop,
aan Timoteus, my eie kind in die geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Wanneer Paulus sy brief adresseer, dan word dit gerig aan Timoteus. En Paulus noem hom my eie kind in die geloof. Hierdie woorde is baie belangrik. Nie net omdat dit vir ons iets sê van die verhouding wat daar tussen Paulus en Timoteus was nie, maar omdat dit vir ons iets leer oor ware ouerskap. Jy sien, dikwels dink ons dat om 'n ouer te wees beteken ek moet goed vir my kind sorg. Ek moet my kind voed en groot maak. Ek moet sorg dat hulle klere het om aan te trek. Ek moet verseker dat my kind goeie onderrig kry. En ek moet hard werk, sodat my kind 'n toekoms kan hê in hierdie wêreld. Ek moet my kind beskerm en al die nodige vaardighede leer om suksesvol te kan oorleef en te kan floreer in hierdie wêreld. En ja, dit is alles deel van ouerskap. Dis wat goeie ouers doen. 'n Ma voorsien vir haar kind in onvoorwaardelike liefde en aanvaarding. Sy vertroos en versorg haar kinders. Maar 'n ma kan al hierdie dinge doen en nog steeds misluk in haar rol as moeder. En dit geld vir die paas ook. Paulus noem Timoteus sy eie kind in die geloof. Hy was nie Timoteus se biologiese pa nie. Hy was sy pa in die geloof. Nie omdat dit Paulus was wat hom tot bekering gelei het nie. Hy was reeds 'n gelowige toe Paulus hom ontmoet het. Maar Paulus het hom verder begelei in sy geloofslewe. Timoteus was sy kind in die geloof en so behoort ons eie kinders, ook ons kinders te wees in die geloof. Nie net in die gewone lewe nie. Wat help dit? Ek leer my kind alles, maar ek leer hulle niks van die geloof nie. En daarom moet ons ook vra, wie is my kind se pa of ma in die geloof? En as jy nie ook jou eie biologiese kind se ouer in die geloof is nie, dan is jy besig om daardie kind te faal. Jy berei jou kind voor vir hierdie lewe. Maar wat se voorbereiding kry jou kinders vir hul geestelike lewens? Wie is werklik die een wat jou kind geestelik versorg? En dit bring my by die unieke groetformule. Paulus noem God verlosser. En hy noem Christus ons hoop. Waarom? Waarom slegs in hierdie brief aan Timoteus wat in Efese die kerk gelei het? In die tyd van Paulus en Timoteus was daar 'n geweldige groot godsdienstige kultus. 'n godin is aanbid. Haar naam was Artemis. Haar tempel was in Efese, die grootste godsdienstige tempel in die antieke geskiedenis. Sy was deel van elke huishouding in Efese. Vroue het 'n baie belangrike rol gespeel in die tempelaanbidding. Maar dit was nie soos wat baie teoloë vir jare gedink het, 'n vrugbaarheidskultus nie. Artemis was 'n maagdelike godin, en baie van haar vroulike volgelinge het haar voorbeeld in maagdelikheid nagevolg. Maar volgens haar volgelinge het sy die vermoë gehad om vroue te help met die geboorte van hul kinders. En indien dit nie moontlik was nie, kon sy hulle verlos van 'n pynlike geboorte deur 'n pynlose genadedood toe te dien met een van haar goue pyle uit haar boog. Artemis was die hoop van duisende vroue wat swanger geraak het in 'n tyd waar baie vroue gesterf het by die geboorte van hul kinders, en in 'n tyd waar daar geen pynstillers was om die pyn te verlig nie. Die Efesiërs het haar beskou as Here, as verlosser en koningin, en die eerste onder die gode, omdat sy voor haar tweelingbroer Apollo gebore is. En daarom het Paulus besluit om dit baie duidelik te maak, dat daar net een verlosser is. En dit
is God die Vader. Daar is net een hoop, en dit is Christus Jesus. Nou sonder om Artemis enige eer te gee deur haar naam te noem, en baie belangrik, sonder om Timoteus se lewe in gevaar te stel deur haar by name aan te val, stel hy dit duidelik wie die ware verlosser en hoop vir die wêreld is. Onthou, Paulus moes self vlug voor die gewelddadige skare Artemis-aanbidders toe hy in Efese was en geleer het dat sy nie werklik bestaan nie. Julle kan dit gerus weer gaan lees in Handelinge 19. As hy haar direk sou aanval, kon Timoteus se lewe en sy werk en ook die gemeente in groot gevaar wees. En tog kan hy nie stil bly oor die invloed wat hierdie kultus op die kerk het nie. Ons gaan in hoofstuk 2 in meer detail hierby stil staan. Nou dis belangrik om te onthou, Artemis was nie 'n moedergodin van vrugbaarheid nie. En daarom was sy nooit enige iemand se moeder nie. Daar sou nooit op 'n sterfbed in vrees, pyn en angs na haar uitgeroep word as mamma nie. Want sy het nooit ware vertroosting, ware verlossing of ware hoop aan enige iemand gebied nie. Nie aan eie kinders of aan haar kinders in die geloof nie. Sy was maar 'n mite, 'n skepping in mense se verbeelding, geen ware God nie. Sover my kennis strek, is daar niemand meer wat Artemis aanbid nie. Maar in ons lewens verteenwoordig Artemis al die ander afgode waarop ons vertroue plaas. Wat is die dinge wat vir jou verlossing bring? As dit jou eie goeie lewe is dit jou Artemis? Wat is die dinge waarop jy vertrou vir jou oorlewing? As dit geld is, as dit jou lewensmaat is, dan is dit jou Artemis. Wat is die dinge waarop jy jou hoop plaas? As dit jou goeie gesondheid is, of enige wêreldse sekuriteit, dan is dit jou Artemis. Maar wie of wat is dit waarop jy vertrou vir jou kinders se geestelike opvoeding? As dit die leraar, die onderwysers of selfs die kerk is, dan het jy jou geestelike ouerskap prysgegee. Al hierdie dinge speel wel 'n rol, maar dit neem nooit 'n ouer se verantwoordelikheid weg nie. Niemand kan die plek inneem van 'n ware moeder, 'n ware ouer, om jou kind in die geloof te begelei nie. Wie is verantwoordelik vir die grootste deel van kinders se opvoeding? Ek sien 'n meme. Happy Mother's Day to all the iPads out there. Dis hartseer. Want deesdae speel sosiale media 'n groot rol in ons kinders se opvoeding en 'n nog groter rol in ons kinders se geestelike vorming. Hulle word oorgelaat aan iets wat nie eers 'n eie ma het nie en nooit 'n ma kan wees nie. Sosiale media word jou kinders se Artemis. Dis die een na wie hulle roep as hulle hulp nodig het. En daarom wil ek vir elke kind vra, maak nie saak of jy 6 of 60 is nie. Wie is jou ma? En wat is haar naam? Artemis, wie sy ook al vir jou is, sal nooit werklik jou ma kan wees nie. Weet jy wie was Timoteus se ware ouers? Sy ouma Louise en sy ma Eunice en Paulus self was verantwoordelik vir Timoteus se geloof. Ware mammas neem nie net verantwoordelikheid vir hulle eie kinders se fisiese en emosionele versorging nie, maar ook vir hulle geestelike versorging. Wat ons leer van Paulus is dat al het jy nie enige biologiese kinders nie, jy kan net soos hy vir iemand 'n ouer wees in die geloof. In vandag se taal
noem ons dit 'n mentor. En daarom moet jy jouself afvra, wie is my kind in die geloof? Vir wie neem jy geestelike verantwoordelikheid? Vir wie is jy 'n mentor? Word daardie persoon na wie ander in tye van nood sal uitroep, mamma. Maar 'n tweede vraag wat jy moet vra is, wie is my ware ouer in die geloof? Iemand wat geestelik meer volwasse is as jy en by wie jy kan leer. Wie is jou mentor? Verlede week moes jy 2 vrae beantwoord. Wat wil ek uit 'n erediens kry en wat wil ek in 'n erediens doen? Hierdie week gaan jy weer 2 vrae moet beantwoord. Wie is my mentor en vir wie is ek 'n mentor? Gaan vandag huis toe en skryf hierdie vrae met hulle antwoorde neer. Ons het elkeen nodig om meer doelgerig te lewe en hierdie is praktiese stappe wat ons kan neem om ons te help om geestelik te groei. Mag jy waarlik groot waarde vind hierin en mag jy groei soos Timoteus gegroei het in sy geloof. Amen.